Kom ons raak weer stil voor die Here. Here, ons is vanoggend die bewus van Jesus se liefde. Ons geniet dit hier in U teenwoordigheid, Here. Is heerlik om saam met die kinders te wees. Joy shared is double joy. Grief shared is half grief. Dit maak sin. Dit maak ons harte bly. Ons weet ons geloof behels nie net werk vir U nie, maar dit behels ook stil tye waarin ons net heerlik bewus is van Jesus liefde. Gewerk deur die Heilige Gees. Maar ons kan ook nooit vergeet nie dat U sending na die wêreld was om te red die wat verlore is. Die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Om die 99 wat reeds die bekering gehad het agter te laat en te gaan soek vir die een verlore skaap. Om sy lewe te gee vir almal, want so lief het God die wêreld gehad, elke liewe siel. Ons is bewus van so baie verlore mense. In Jacobsbaai, in die Weskus, in Suid-Afrika, oorseese lande, agter die ou ystergordyn, in die Balkanstreke, agter die bamboesgordyn, agter die oliegordyn, Midde-Ooste, Afrika, plekke waar op die oomblik oorlog is, waar die bomme val, gekerm wat opstyg na U. Soos die ou Israeliete in Egipte vir verlossing. Gees van God, U het mos gesê, bid dat die Here arbeiders in sy oes sal stuur. U maak ons die deelgenote vir hierdie groot reddingsaksie van die wêreld. Maar wil U gee hier in ons ou klein kolletjie, laat ons 'n daadwerklike verskil kan maak. Laat ons hierdie lig uitstraal, laat ons vriendelik sal wees, laat ons behulpsaam sal wees. Dat ons daai tweede myl sal stap en daai ander wang gaan draai ter wille van die koninkryk. Seën dan nou ons diens, Here. Werk deur die Gees dat nie maar net 'n gebabbel sal wees nie, maar werklik iets vir ons sal beteken vanmôre. Ons vra dit met vergifnis van ons sondes in Jesus naam. Amen. Amen. My tema vanmôre is wat verhinder jou? En ons kry dit in Handelinge 8 vers 26 tot 39. Ek het ook 'n preeknotaatjie uitgedeel. Ja, maar lyk my ek het 'n bietjie min gehad. Kyk maar by 'n buurman of as julle een te spare het. Hier dan twee. Okay, ons gaan saam lees uit Handelinge 8 vanaf vers 26. Ou vertaling. Handelinge 8 vanaf vers 26. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide, op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandasi, die koningin van die Ethiopiërs wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op sy terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus,
gaan daarheen en bly by daardie waan. Mag die Here vandag nog ons deur sy Gees sê, gaan na so en so 'n persoon toe. En Filippus het daarin gehardloop, nie geidel nie, gehardloop. En om die profeet Jesaja hoor lees en hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as iemand my die weg nie wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, ek vra u, ek smeek u, ek wil meer informasie hê. Van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin in die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Ons teks, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het al twee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar. En hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Amen. Die Here sê, moet seën vanmôre. Wat verhinder jou? Ek wonder of julle die verhaal ken van Lucy Tembagwayo. Dit is 'n jong seun wat in die township groot geword het in Gauteng. Op 17-jarige ouderdom het hy die kans gekry om in 'n redenaarskompetisie deel te neem. En nou dink aan daai waagstuk, né? 'n township seun wat in 'n kompeterende redenaarskompetisie deelneem. En hy wen dit toe. En mense sien dit raak en begin hom nooi na ander plekke toe. En later word hy selfs oor see genooi om redenaarskompetisies aan deel te neem. En daar sien iemand hom raak en gee vir hom bietjie sake onderrig, weer geleenthede wat hy aangegryp het. En uiteindelik het hy die direkteur geword van 'n multimiljoen rand se maatskappy. En sy spreekwoord wat hy altyd vir die mense sê is: the difference between where you are and where you want to be is what you do with what you have. So dit op jou preeknota kan ondersteun. The difference between where you are and where you want to be is what you do with what you have. Ek hou baie van hierdie hofdienaar. Hy herinner my baie aan hierdie jong seun se gesindheid. Want hy was ook 'n opportunis. Hy sien 'n geleentheid raak en hy gryp dit aan. Filippus verkondig aan hom die evangelie. En hy moes vir hom van die doop vertel het, want hy sien doopwater en hy sê, wat verhinder my om gedoop te word? Want die evangelie, die doop is deel van die pakket van die evangelie. Hy wat glo en hom laat doop, dis deel van die pakket. So hy kry die hele pakket en hier is 'n oase in die woestyn en hy sê, hier's 'n geleentheid. Ek gaan dit aangryp en ek gaan gedoop word. Stop die lorry net hierso. Ek gaan nie verder. Ek wil nou gedoop word. En daarom sê ek op die notakie, die mense wat ergens in hulle geestelike lewe kom, is daardie mense wat die geleenthede wat God hulle bied raak sien en gebruik. The difference between where you are and where you want to be is what you do with what you have.
is die geleenthede wat die Here vir jou gee, ook op geestelike gebied. En ek sou dalk gedink het, ag, wat is die haas? Hierdie is nou nie juist 'n geskikte geleentheid. Dis die woestyn. Waar is die kerkgebou? Hier is eers 'n doopbad. Hier is die handtrekkamp. Hier is die musiek nie. Hier is die behoorlike diens nie. Dis nie 'n geskikte geleentheid nie. Ek gaan wag tot ek by my bestemming uitkom. Ek gaan reëlings tref, ek gaan die predikant sien. Ek gaan 'n afspraak maak. Ek gaan eers voel hoe warm is die doopwater. Nie bekommerd wees nie, ons het die water verwarm. Maar nie hierdie hoofdienaar nie, want hy is so ywerig om die Here te dien. Hy wil hierdie geleentheid nie laat verbygaan. Hy wil nie nog uitstel nie, hy wil nog ham en haar nie. Hy was ook nooit tussen mense wat reeds gedoop is nie. Soos ons vandag hier, meeste van julle weet ek is al gedoop. Hy het nie 'n voorbeeld gehad nie. Die eerste doopdiens wat hy bywoon is sy eie. Maar dit skrik hom nie af nie, want hier is 'n geleentheid tot gehoorsaamheid. 'n Geleentheid om die Here te begin dien, 'n geleentheid tot geestelike groei, en hy wil dit nie laat verbygaan nie. Hy's 'n geestelike opportunis. En wat is sy resultaat? Hy het sy weg met blydskap gereis. Hy het gejubel. Want hy het gedoen wat hy die geleentheid aangegryp. Eerste punt, ons laat ons so maklik verhinder om God se wil te doen. Ons dink so maklik verskonings uit. Alles moet altyd perfek en volmaak wees. Ons moet in die regte mood wees, jy weet. En dan moet die Here ons nog 'n skop van agterop afgee. En dan met 'n groot gesukkel doen ons uiteindelik sy wil. Jammer, ons laat ons nie so maklik verhinder om sonde te doen. O nee, daar gaan dit sommer maklik. Dan as die manne sê kom, ons maak 'n party en dan sit 11 uur die nag. Dan sê ons kom oor na my huis toe. Of ons vaar in die dorp en verf the town red. Enige tyd van die dag of van nag, maak nie saak hoe gerieflik is nie, is ons gereed vir die dinge van die wêreld. Kyk wat sê Paulus, 1 Korintiërs 14:20, broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en volwassenes in die verstand. Wat verhinder vir jou en my vanoggend? En dan praat ek nie primêr van die doop nie, vriende. Ek praat van jou verhouding met die Here. Jy weet, die doop is die cherry op die koek. Die koek is die belangrike ding, jou bekering, jou verhouding met die Here. Dit is van deurslaggewende belang, nie die doop. Ons het gesê by 'n vorige geleentheid, die doop is soos 'n trouring. Dit maak jou nie getroud nie, maar is 'n baie mooi simbool as jy eers getroud is. Jy kan altyd daaraan terugkyk en sê, ek onthou die dag. Trouring herinner jou aan die dag wat jy trou gesweer het. Wat verhinder jou vanmôre om voluit vir die Here te gaan? Wat verhinder jou om jou lewe nou eenmaal onvoorwaardelik vir die Here te gee? Wat verhinder jou om by te dra vir die saak van die Here? Ons het nou nog gebid oor al die verlorenes. Sonder finansies kan ons nie uitreik nie. Wat verhinder jou om betrokke te wees? Ons laat ons te maklik verhinder. Ons laat ons verhinder deur enige ding, die geringste dingetjie om kerk toe te kom. Baie mense sê ek is te jonk om die Here te dien. Ander sê ek is nou weer te oud. Ek is nou so gewoon, dit was goed genoeg al die jare vir my. Dankie. Ek hoor jou manier dan. Prediker sê, dien die Here terwyl jy nog jonk is, want voor die dag kom dat jy gaan sê, ek het daar nie behaag nie. Ek het al met baie ou mense gepraat, wat eers op 'n stadium daai stemmetjie geïgnoreer het. Nou in die laaste jare sê hulle, okay, I don't want to be bothered. Ek is vol pyne en kwale in ander lande. Nie nou vir my vertel van
geestelike dinge. Wat verhinder jou en my vanoggend om die mens te word wat God wil hê jy moet word? Hoe lank wil jy opstaan en val Christelike lewe lei? 10 tree vorentoe en 15 tree terug. Klein sondetjies wat jy toelaat in jou lewe, klein jaggeltjies wat die wingerd verwoes, soos Hooglied sê. Ek en jy is later mense. Ons stel altyd uit tot later. Ek sal later daarby kom. Wanneer ek nie te besig is nie. So van besig gepraat. Ek het nog nooit sulke besige mense gesien soos afgetrede mense. Hoor jy, daai mense is besig. Tyd sê reguit, het gaan erger nou as toe gewerk het. Ek het begrip daarvoor. Veroordeel julle nie. Nou pas op, ou kan ook te besig raak as jy afgetree is. Ek het nou tyd om oor die saak te dink. Kom sien my op 'n ander keer. Ek sal tyd op sy sit vir jou. Al probleem met daardie later redenasie is dat ons nie weet of daar 'n later sal wees. Ons lewens is nie in ons hande nie. Ons weet nie of ons dalk so gelukkig gaan wees om 'n sterfbed ervaring te hê. En of ons lampie net so doodgeblaas gaan word. Ek onthou jare gelede op Polokwane toe daar leraar was. In die plaaslike koerantjie was die opskrif: The Wheelie King has died. Nou vir die vrouens wat nie weet wat is 'n wheel, wat is wheelie? Dit is wanneer jy op die agterwiel van jou motorfiets ry. Julle het dit al gesien. Partykeer ry jy in jou kar, dan kom jy op sy agterwielie verby. Dan wheelie jy. The Wheelie King has died. Dis 'n ou daar in ons woonbuurt. Ons was in Ladana daar in Polokwane, wat hy was die koning van wheelie. Hy daar het hy gewheelie deur die strate. Niels Vermeulen, 33-jarige ouderdom, en eendag het hy net te veel petrol gegee. Agteroor in die motorfiets gekom. The Wheelie King has died. Ek en jy is ook eintlik besig in ons daaglikse lewe, is ons besig om te wheelie. Nee, ons is ook eintlik op ons agterwiel. Dis net 'n kwessie van tyd. Ek bedoel, dit kan net so maklik wees. Hierdie week, julle weet hierdie kruising, daar by die mall, is 'n dodelike kruising. Amen. Wie van julle het al nou ontkomingsdag gehad? Hierdie week, toe draai ek daar in. En met die draaislag, dan kyk ek net so. Vir iets wat Kotie vir my sê, onthou net dit, of iets, ek kan nie onthou wat nie. En ek is voor 'n ou. En hy slaan brieke in hy toe. Gelukkig was dit Kotie se kant. Ja, daar is niemand vir die afkondigings gehad vanmôre. Maar jy weet, ek dink die hofdienaar kon dalk ook gedink het. Julle weet, hierdie was 'n ryk en belangrike man. Vers 27 sê, hy was die minister van Finansies van Ethiopië, van die koningin van Kandasie, van Ethiopië. Hy was oor al haar skatte aangestel. En miskien het ek ook gedink, dit gaan dol gaan as ek nou weer terug is daar by die paleis, met alles wat daar vir my wag. Kom ek doen dit nou. Ek gaan nie uitstel. Ek kan te besig raak, maar kom ek dalk nooit daar uit nie. Hy is 'n opportunist. Hy het die geleentheid gesien, hy het dit gebruik. Jy het al gehoor van die uitdrukking Walala Wasala? Dis is Swahili woord, uitdrukking wat beteken, as jy slaap, bly jy agter. In Engels vertaal sê ons, when you snooze, you lose. Walala Wasala. Dis waar op geestelike gebied, om gehoorsaam aan God te wees, en om geestelik te groei, geld die stelling, om vroeër of beter. Vroeër of beter ek kan die lewe vir die Here gee, gedoop word, inskakel by 'n gemeente.
kan bydra. Al my talente tot beskikking stel. Hoe beter. Don't presume upon the future. Ons weet nie wat die future gaan hou. Baie mense verkies om eers hulle fortuin te soek voor hulle die Here soek. En dan word hulle ingesluk deur alles. Dan gaan die kanse verby. Hulle hoor nie meer die kerkklokke nie. Aldous Huxley het gesê, daar is geen terugskuiwe op die skaakbord van die lewe. Jare wat verby is, kan ek nie terugkry nie, ek kan dit nie terugkoop nie. Ek hoor baie keer mense sê, ek het my pensioen teruggekoop. Good for you. Maar jy kan nie die jare terugkoop nie, amen. Hoe graag wil ons die jare terugkoop? Ek kan nie weer 30 wees of 20 wees nie. Verskonings om nie voluit vir God te gaan nie op die bulletintjie, ek weet nie waaroor dit gaan nie. Ek het dit baie al gekry in my lewe. Jy wil ek moet voluit gaan, maar ek weet nie waar gaan dit nie. Hosea 4:6, my volk gaan te gronde wees 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Dit is nie dat jy nooit die kennis gehad het nie, maar toe jy dit gehad het, jy dit verwerp. What you do with what you have. Jy het kennis gehad, jy het dit weggestoot van jou af. Ek het nie so groot geword nie, Markus 7:7, maar te vergeefs vereer julle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is, want terwyl julle aan die gebod nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas. Kan nie pyl trek op wat mense vir jou geleer het nie. God se woord. God sal my posisie verstaan en my vergewe as ek nie gehoorsaam is. Jy het dit al gehoor. Lukas 6:46, en wat noem jy my Here en doen nie wat ek sê nie. Johannes 14:15, as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. Ek is 'n baie skaam persoon. Matteus 8:38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader en met sy heilige engele. My familie is daarteen gekant. Dit gaan my ouers of my huweliksmaat se hart breek. Ek wil dit eers wag dat my man saam met my kom. Ek het begrip ook daarvoor. Matteus 10:37, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en die seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig. Ek kan vervolg word. Dit klink na 'n goeie een. 2 Timoteus 3:12, en almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ja, dis moontlik. Ek wil amper waarborg as jy voluit vir die Here gaan jy vervolg word. Hierdie teks sê jy gaan. En Jesus het vir ons gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Jy gaan dalk vriende verloor. Sou weet, dis deel ook van die pakket van Christendom. As jy die Bybelse voorwaardes nagekom, hoef jy nie na te laat of jou verhinder om gedoop te word nie. Wat is die enigste ding wat my kan verhinder om gedoop te word? Ongeloof. Jy hoef nie perfek te wees nie, jy gaan nie ook nie perfek wees na jy gedoop is nie, jy kan steeds sonde doen. Maar ongeloof, die hofdienaar vra, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Filippus antwoord, as jy glo met die hele hart is dit gebore. Solank jy glo met jou hele hart. En hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Dis 'n geldige verskoning. As jy nie glo, as jy nog nie op daai punt is, as jy nog nie die Here aangeneem het. Of as jy dit dan nou regtig nie verstaan nie, dan sal ek ook sê, wag daarmee, totdat jy heeltemal verstaan, totdat jy voel, dat jy nou 'n lewende verhouding nou met die Here is. Maar jy kan dit nooit doen om in te wees, of om mense te plesier, of om 'n kerk dit van jou vereis om wat te kom. Slegs ongeloof kan jou verhinder.
Kom ons bid saam. Here, vergewe dat ons so maklik ons laat verhinder om die goeie dinge te doen. Om U na te volg. Om ons kruis op te neem. Om vervolging te verduur. Maar dat niks ons verhinder om kwaad te doen nie. Die grootste risiko's met sonde te waag. Breek die gees van uitstel in ons lewens. Van uitstel tot later. Om altyd die belangrike goed na later te skuif in ons lewens. En help ons om elke geleentheid aan te gryp wat U ons bied. Tot geestelike groei. Terwille van Hom. Wat sy lewe vir ons gegee het. Wat hom nie geskaam het. Om nakend aan 'n kruis te hang. Terwille van ons nie. Help ons daartoe, Here. In sy naam bid ons dit. Amen. Nou daar 'n wonderlike lied sing. Ek kan hoor, my Heiland roep my. Kom ons sing dit saam. Staan terwyl ons dit sing. Ek kan hoor my Heiland roep my. Ek kan hoor my Heiland roep my. Ek kan hoor my Heiland roep my. Neem die kruis en volg my na. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom, tot die eind. Op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, gaan hy met my, tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom, tot die eind. Gaan ek met hom, tot die eind. Kwotie en ons doopskandidaat gaan solank die trek verlaat. Dankie. Terwyl hulle gereed maak, gaan ons uitbeweeg na buite toe. Ek wil vra, die doop word genoem die heilige doop. Dis net soos die heilige nagmaal. Dit is een van die 2 sakramente wat Jesus ingestel het. Net so min as wat ons onder die nagmaal sal lag en gesels en skets. Net so min wil ek hê moet ons dit by die doop doen. Dit is 'n besondere geleentheid vir die doopskandidaat saam met haar verlosser. En kom ons gaan dit vir haar en wees net toeskouers en raak bewus van die Here se teenwoordigheid. Ons gaan by die doopbad weer die koortjie gedeelte van die lied sing, waar hy lei, daar sal ek weer gaan, as hy ingaan en dan ook weer, as hy uitgaan. Ek gaan nie nou die seën uitspreek nie, dit sal by die doopbad gedoen word. En daarna kom ons weer terug vir verversies. Maar gaan ons gerus so lank dan uit saam na die doopbad. Waar hy lei, daar sal ons weer gaan. Waar hy lei, daar sal ek weer gaan.
ek meer gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Ek wil vir julle net lees van die mooiste doopdiens. Die wonderlikste een wat nog ooit geneem is, of waargeneem is. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het probeer verhinder en te sê, hoor julle die woord verhinder, wat ons nou oor gepraat het. Hy het hom probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. En met eens gaan die hemel bokant hom oop en die gees van God daal soos 'n duif neer en kom op hom. En daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Julle glo jy waarlik dat Jesus die seun van God is? En is dit jou voorneme om tot die einde van jou lewe getrou te dien as jou Here Meester? Ja. Julle stryd om op grond van jou geloof in die Here Jesus Christus en op jou eie versoek doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Baie dankie Nico, baie dankie aan elkeen van u wat saam met ons hierdie mooi oomblik gedeel het. Ek wil vir u net die laaste keer vra, wat verhinder jou om voluit vir die Here te gaan? Die tyd is min en mag ons Heer altyd vir julle terugbring aan hierdie eerste doopdiens wat ons hier tot dikwels waargeneem het. Van die seën van die Here en gaan in vrede. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal bly. Amen.